Goeiemôre almal. Het is lekker om elkeen van julle die huis van die Here te sien. Het is lekker om julle gesiggies te sien. Het is altyd vir my lekker om elkeen van julle te sien vanmôre. Terwyl jy so sit, kom ons van die saam bid. Papa Vader, dankie dat ons vanmôre U as ons Vader het. Dankie dat ons vanmôre kan weet ons het 'n Pa, Here, wat vir ons lief is en vir ons omgee, Here. And today, Lord, we just want to enter into the Holy of Holies. We just want to cry out that we love you. We just want to bow down before you, Lord, because it's all about you. We are here to worship you. We are here to praise you, Lord. We want to ask you, Lord, that you will just pour your presence in our midst. Our desire is for more of your presence, more of your Spirit upon us, O God. Just come like a mighty rushing wind through this place. Take every one of us out of our minds into your presence, O God. May we just focus on you today. Ag Here, dat die koortjies wat ons gaan sing vanmôre, Here, ag nie net nog koortjies sal wees nie, maar net weer sal sing nie, Here. Maar dat vanmôre werklikbare lofoffer aan U sal wees, Here. 'n welgevalle offer voor U aangesig is wat ons vanmôre wil bring, Here. Ons wil verklaar vanmôre dat U God is en dat daar niemand soos U is, Here. Met vanmôre, Here, dat ons stil staan by elkeen van ons. Dat U goddelike doel in hierdie plek sal bereik in Jesus naam. Amen. Amen. Weer van die geleentheid gebruik maak om vir altyd baie dankie te sê dat U so getrou is met die dienste en offergawes. Dit word werklik waardeer, mag die Here U ryklik seën en die vensters van die hemel vir julle oopmaak. Ons gaan die eerste koortjie sing, dan gaan ons op die maag vir die godsoffer as dit 10 is. As ons moet staan, ons kan nie sit en worship nie.
What shall we say unto these things? If God
Ek
Elkeen wat vanmôre uitroep, Here, ek smag na wonderwerk in my lewe, maak nie vanmôre saak wat dit is, Here. Dat daar waar hulle staan, daar waar hulle sit, waar hulle is vanmôre, Here, dat hulle in die oomblik die krag van die Here sal ervaar in daai plek voel. En dat wonderwerk van God vanmôre vir hulle daar sal wees. Ek vra dit in Jesus naam, ek bid ook Here die woord. Dat U op my hart gelê het, Here, dat ek vanmôre sal bring, net soos wat U dit my gegee het. Ek wil vra vanmôre, Here, dat U instrument wat ek is, Here, net sal gebruik vanmôre. Ek verklaar vanmôre my afhanklikheid van die salwing van God se Gees en van die krag van die Heilige Gees vanmôre, Here. Ek vra dat elke woord wat ek sal spreek, Here, uit die hart uit sal kom. Gedryf deur die Gees van God. Ek vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Die wat die Bybel gebring het, kan dit blaai na Ester, die tweede hoofstuk. Ester 2, vanaf vers 8 en op vers 9 en op die vers 12. Kyk te bespaar van ek nie aan hele hoofstuk lees nie. Esther 2 vers 8 says, when the king's announcement and decree was heard, many young women were gathered together and brought to and separated to the fortress of Susa. They were placed in the care of Hagar. Esther also was taken to the king's palace and placed in the care of Hagar, the guardian of the woman.
He liked Esther, and she took a special interest in her, right off her start, her beauty and treatment, ordered special food and a special diet for her. Assigned her 7 personal maids from the palace and put her in a maid in a best room in the harem. Verse 12. Now, this was the time for a virgin to go into the king when she should have fulfilled 12 months, for so are the days of the purification performed. 6 months while they are anointed themselves with oil of myrrh, and 6 months with spices and women's purification. Tot sover mag die Here sy woord in ons harte seën. Reg oor die wêreld heen in die dag wat ons in leef, hoor ons die uitroep van mense wat sê, Here, ons smag na die teenwoordigheid van God. In 'n stikkende en 'n gebroke wêreld waar mense vertrap word, mense oorgeloop word en mense verniel word, is die enigste iets wat werklik waar mense se lewens kan verander, is nie beter geldstelsel of beter politiekuste of wat ook al ons dit vanmôre wil noem nie. Dit wat die kerk vanmôre nodig het, is die tasbare teenwoordigheid van God. Ek glo my gees vanmôre werklik waar dat dit die tyd geword dat die kerk weer op 'n plek sal kom, wat ons sal uitroep en sal sê, Here, gee my die teenwoordigheid op 'n sterf. Because without the presence of God, we are nothing. Without the presence of God, we have nothing. So many times in life, so many people think that God's presence is just a place you can quickly run to when you want and need help. For many Christians, the presence of God is secondary and not primary. God's plan from the beginning of time was never just to get people in order and to save us so that we can go to heaven. Dit was nooit God se plan. His desire ever since the beginning of time, since Adam and Eve, his desire was an intimate relationship with people. An intimate relationship with human race. And that means to live in the presence of God. For that is the only objective for the church supposed to be, is the presence of God. We are the bride of Christ. Ons is die bruid van Christus. Ons word in die woord van die Here word ons beskryf. Die kerk van die Here Jesus word beskryf as die bruid van Christus. En God se begeerte is vir haar bruid, vir die kerk van die Here Jesus, om in sy teenwoordigheid te leef. In die gedeelte wat ons gelees het, jy kan die hele gedeelte gaan lees by die huis as jy wil. Ek gaan met die praat oor separation brings presence. Praat met my geduldig sal wees vanmôre. In die gedeelte vind ons 'n koning wat sy vrou gesterf het en hy soek 'n bruid. Iemand met wie hy sy teenwoordigheid kan deel, iemand met wie hy sy rykdom kan deel, iemand met wie hy kan saam met wie hy kan lag, saam met wie hy kan huil, saam met wie hy sommer net homself kan wees. En die begeerte glo ek in elkeen van daai vrouens, die Bybel praat van daar was honderde wat aansoek gedoen het, maar daar was net 'n paar wat uitgesoek was. En hulle grootste begeerte was gewees dat
dit wat in vers 17 staan, wat hy vir Ester op die ouend gesê het is, en die koning het Ester lief gekry, meer as al die vroue. En sy guns en welwillendheid voor hom gevind, meer as al die vroue. En hy die koninklike kroon op haar hoof gesit, en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. Jy sien aan die einde van die dag, dink ek dis wat die kerk van die Here Jesus graag wil hê. Dis waarvoor ons aspireer vanmôre, is om op 'n plek te kom in ons lewe wat ons kan sê, maar God vir my kan sê, ek het jou lief, met 'n ewige liefde, want ons kan hoor in die teenwoordigheid van God, dat ons nie net hoor dit van die preekstoel af, of te lees in die Bybel nie, maar dat ons dit sal ervaar, die liefde van God, omdat ons in die teenwoordigheid van God is. My kind van die Here, dit kom nie net sommer nie. Because the presence of God is not cheap. It's not like a supermarket where you just can run in and get what you need and run out again. And maybe in a couple of weeks time, maybe in a couple of months time, you run in again, get from the shelves what you need, and then you go out again. Want dis hoe baie mense leef. En dis hoe baie mense die teenwoordigheid van God sien. Maar hierdie verhaal wat hier plaasvind het in my hart kom vasslaan in hierdie week. Jy sien, dat ons graag God se beminde wil wees, moet ek sy teenwoordigheid kan soek. Maak ons saak wat dit kos. Ek het jare terug eendag gepreek in Spreuke in 'n hooglied, dat God uitroep, ek en jy is die liefling van sy siel. Ons sing baie keer die koortjie, hy is die liefling van my siel. Maar as jy hooglied gaan lees, dan kom jy agter, ons is eintlik die liefling van sy siel. Dis hoe lief God ons het. Ek vra dat my sal begin om in die verhaal aan die oor te dra, in 'n geestelike opset, soos wat ons die teenwoordigheid van God moet soek. Vers 8 sê, when the king's announcement and decree were heard, many women were gathered together and brought and separated to the fortress of Susa. Eerste ding wat ek vanmôre wil by stil staan, is dit wat ek op my tema gemaak het vanmôre. To get to the presence of God, we have to be separated. I just want to make something clear today. Separation is not isolation. A lot of people think when I separate myself out of the society. Gaan bly by eiland. So vir my nog wel lekker gewees op eiland. Maar een van die commentaries skryf die volgende. Hy sê, girls were taken out of society away from what others think, how others operate, and they were set apart for a purification and sanctification process. Wanneer ek vanmôre praat oor separation, dan praat ek van God soek die kerk van die Here weer. God needs us to be separated from the crowd. To get to a place where God's tangible presence is with me, I have to be separated. You can't run with the crowd and seek His presence. You can't speak like the crowd and think you're going to get His presence. You can't operate as the crowd and the world and think you're going to have His presence. With all due respect today, you can't run with a church who's become some entertainment station
and think you're going to get the presence of God. You can't run with a church who sold out the presence of God and the Spirit of God for people and for numbers. It doesn't work that way. God is calling the church again. If you really want the presence of God in this year, the year that's the presence of God, the theme of this year, en interessant net vanmôre, ek het in die week, ek het vanmôre vir Jamaica wat my so kosbaar is, dis nie net ons, verlede jaar het ons al gesê, dis wat hierdie jaar gaan gebeur, ons gemeente se thema is die teenwoordigheid van God, the tangible presence of God. En toe kom ons president van ons kerk en hy sê die kerk se thema is die teenwoordigheid van God, hosting the presence. Maar reg oor hierdie wêreld hoor jy skielik manne net opstaan, predikers wat opstaan en sê, that's what it is. This year is the presence of God. Revival is here. And in revival, we don't focus on anything else but the presence of God. You don't focus on anything else but the Spirit of God that flows through us and with us. And that's why I say you can't run with people whose mind is set on earthly things, whose mind is set on financial things and material things. You have to run with those people who can separate them and say, Lord, I want to be separated for purification and sanctification. A lot of people want the presence of God, but they don't want to be purified. They don't want to go through the purification process. Are you willing, in the first place today, to separate you? Separate yourself today from the crowd. And say, Lord, even if I'm the only one running, al is ek vanmôre die enigste een, Here, al is ek nie vanmôre gewild nie, I'm going to run to see the presence of God. Net interessant, Esther was nie die regte kandidaat om 'n koningin te word. Glad nie. Inteendeel, as jy gaan kyk na die Bybel, dit wat die Bybel skryf in die 7de vers, hy sê Mordecai had raised Natasha, also called Esther, his uncle's daughter, because she was an orphan. Sy was 'n weeskind. En daai teks veral, dit was Ikabod, taboe vir 'n weeskind om 'n koningin te word. Jy was veronderstel om uit 'n royal agtergrond uit te kom. Jy moes die blou bloed van koninklikheid in jou are gehad het om 'n koningin te geword het. Maar hierdie vrou, hierdie dogter, hierdie jong dame, wat eintlik 'n weeskind is, 'n weggooi kind is, groot gemaak is deur haar oom, omdat haar pa en haar ma gesterf het, besluit, ek is goed genoeg om 'n koningin te word. Jy sien die eerste mindset wat kom by separation, is 'n mindset wat kom wat kan sê, ek is nie 'n weggooi kind nie. I'm not an orphan. I'm washed in the blood of the Lamb. My name is written in the Lamb's book of life, and I'm a child of God. I'm a man who walks in the righteousness of God. I'm a daughter of God. I'm a son of God. No matter what the world says, I'm not an orphan.
Ek wil hê daar waar jy sit, van 'n oomblik sê dit vir jouself, sit dit jou hand op jou bors en sê, ek is nie weggooi kind nie. Ek is nie hierdie een nie. Ek is God se seun, God se dogter. Jy sien, die eerste mindset wat die kerk moet kry, om in die teenwoordigheid van God te kom, is om vanmôre te kan sê, Here, I'm worthy to be a queen. I'm worthy to be the bride of Christ. Not because of what I've done, not because of my background, nie oor wie my pa, my ma, wie ook al was nie, maar Here, omdat die bloed van Jesus Christus my gewas het. Daarom is ek werk om as koning te staan. In die tweede plek was dit David se koning gewees. En sy was 'n Jood. Daar was nie manier in daai tyd wat 'n Jood of 'n Joodse meisie die koningin kan word. Jy sien, ek en jy was heidene gewees. Verdoem vir die hel. Geen hoop nie. Geen toekoms nie. Geen niks nie. Maar deur die genade van God, deur die bloed van Jesus Christus, aan die kruis van Golgotha, toe Jesus sterwe, aan die kruis van Golgotha, kerk van die Here, toe roep hy my en jou, wat eintlik heidene was, en hy sê, van nou af, sal jy my kinders wees. Aan elkeen wat sy naam bely in die woord, elkeen wat hom aanvaar, sal as kind van God genoem word. Hierdie kind, hierdie dogter, mag eintlik nie die bruid geword. Net soos wat ek en jy eintlik nie bruid van Christus mag wees nie. Want jy sien, onder die wet, sou ek en jy glad nie die bruid van Christus is genoem geword. Dit sou nie in ons gedagtes opgekom het nie. Maar ek dank God vanmôre vir die genade van Jesus Christus. Genade wat vir my sê, ek kan instap in die teenwoordigheid van God. Genade wat vir my vanmôre sê, die voorhang het geskeur. And I can enter into the Holy of Holies, right into in front of the throne of grace. And I can call you my Father. As steek dit jou hand so vir 'n oomblik, sê net, dankie Vader. Jy sien, kind van die Here, in die Ou Testamentiese bedeling was daar net sekere mense, die hoëpriesters, wat in die teenwoordigheid van God kon ingaan. Maar omdat ek en jy gewas is in die bloed van die Lam, het ons toegang tot die direkte teenwoordigheid van God. God wants us to host Him in our lives. He wants us to live in His direct, tangible presence. Die volgende punt, wat belangrik is vanmôre, as jy gaan kyk na dieselfde gedeelte, die gedeelte sê, they were placed in the care of Hagar, and he was their guardian. Jy sien, Jesus kom en hy sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Maar ek stuur vir julle my guardian, my helper, my comforter, the Spirit of God. Jy sien, net soos wat hierdie vrouens 'n guardian gehad het ek en jy vanmôre 'n guardian. Die Gees van God. Hierdie vrouens kon nie net ingaan in hierdie paleis en gaan maak wat hulle wil nie. Hulle het nie eens geweet hoe om dit te doen en wat om te doen nie. But they had a guardian to show them the ropes. Yet they had a guardian to teach them what's right and what's wrong. Hulle het hierdie oppasser gehad, wat hulle geleer het, om reg te dink, reg te praat, reg op te operate. Jy
Jy sien wat belangrik is vanmôre is, hierdie vrouens moes hulle self submit aan hierdie guardian. Hulle kon nie verder gaan as hulle nie hulle self gesubmit het in humbleness tot hierdie guardian. Kan ek vanmôre vir julle sê, kind van die Here, as jy teenwoordigheid, die tangible presence van God soek, die tasbare teenwoordigheid van God soek, is dit nodig om vanmôre te kan sê, Here, ek stel my totaal en al onderworpe myself, onderwerp myself aan die Gees van God. Hierdie man word aangestel om daarna te kyk. Die Bybel sê so mooi, Jesus sê, hy sê die Gees van die waarheid, hy sal julle leer en lei in alle waarheid. Jy sien, dis hy wat my lei in die teenwoordigheid van God in. Die belangrikste punt vanmôre, kerk van die Here, wat ons by kan stil staan, as ek dit so kan noem vanmôre, is humbleness, nederigheid. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat kan nederig wees. Ek glo baie van daai vrouens wat by hierdie plek ingestap het dalk gedink, wow, ons is nou net die girl. Jy al gesien hierdie beauty pageants. Kyk, daai girls dink hulle is verskriklik reg. Dis net so plastic. Ek dink 'n paar van hierdie mense was ook net so plastic geweest. Maar daar was een vrou geweest. Haar naam was Esther. She was humble in the presence of God. Sy was nederig in die teenwoordigheid van die guardian. Jy sien, kerk van die Here, wat interessant is, hierdie vrou, omdat sy so nederig was in die teenwoordigheid van hierdie man, sê die Bybel in die 9de vers, hy sê, hy gaan like Esther and took a special interest in her. Kan ek vanmôre vir julle sê, kerk van die Here, as ek en jy vanmôre op 'n plek kan kom, wat ons kan sê, Here, ek submit my totaal aan God, 'n nederigheid wat ek voor God staan, saam met die Gees van die Here wil ek hardloop, wat ja, die Gees van die Here vir my sê, ek moet doen, dit sal ek doen, ek wil luister na die stem van die Gees van die Here, wil ek vanmôre vir julle sê, He will take special interest in you. Ag ek weet, ons sê baie keer, dit is so, God het nie bloei boys nie, special mense nie. Maar wat doen 'n pa, 'n ma? Daar's niks lekkerder as wanneer jou kinders na jou luister nie. Come on, die wat kinders het sal weet wat ek praat. As jy met jou kind praat en hy luister, daar's niks slegter as 'n kind wat nie luister nie. En weet jy wat? Die oomblik as ek luister na die Gees van die Here, I get special interest from His side. Ag ek raak, hoe kan ek dit vanmôre sê? Hy kry so sagte plekkie vir my. In nederigheid. As ek doen wat hy vir my sê. Jy sien, ek praat met oor separation brings the presence. Part of separation is to be humble. I can't have pride in my life and enter the presence of God. Interessant wat die skrifgedeelte gaan verder. Hy sê right from the start, her beauty treatment began. And in all this special food, a special diet, sê jy in vertalings. Maar wat die kosbaarste van alles is, sy was klaar gesepareer, saam met die vrouens. Maar wat luister wat sê die Bybel so. Hy sê, and put her and my in the best room. In Susa. She was separated from the separated. Sy word afgeskei van hulle wat reeds afgeskei is. Amazing. Kan ek vanmôre vir julle sê, kerk van die Here, nie almal wat roep Here, Here, is kinders van God nie.
Nie almal wat Christen is kinders van God wat die teenwoordigheid van God soek nie. Baie mense soek die teenwoordigheid van God nie, because in the presence of God, the fire of God burns everything that's not supposed to be there, and people don't like it. And then God will come and say, maybe I just must separate you again. Just set you apart. God wants to set you apart today. Hy sit op een kant. Hy gee vir haar die beste kos. 'n Spesiale dieet. Jy sien kind van die Here, ek en jy as kinders van die Here, want ons die teenwoordigheid van God soek. Moet ek weer die lam wat geslag is kan eet? Moet ek weer die brood van die lewe kan eet? Vir baie mense, maar ek hoor baie keer mense lees hierdie boek en daai boek en daai tydskrif en dan sê daai tydskrif sê so, daai boek sê so, daai boek sê so. Ek gee nie om die Bybel sê so. God soek 'n man en 'n vrou wat sy voedsel kan gaan soek in die woord van God. God soek 'n man en 'n vrou wat weer sy voedsel kan gaan soek, as hy antwoorde vir sy lewe kan gaan soek in die woord van God. God soek 'n man en 'n vrou wat vanmôre kan sê, Here, my spesiale dieet is om te drink van die lewende water, die heilfontein van God. There's no more time for drive-thrus and fast food. Mannekaartjies. Ek sê nie mannekaartjies verkeerd nie, ek trek op mannekaartjies. Maar party mense leef net van 'n mannekaartjie. En hy lees nooit sy Bybel. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat kan sê, Here, my spiritual diet must be correct. My geestelike dieet, Here, moet reg wees. Jy sien, dis hoekom jy baie keer, ek het al baie by lewe gesê, jy kry baie geestelike pietjies. Hulle is net so groot, maar hulle is net so wyd. Want hy het nooit so gegroei, hulle net so gegroei. Baie mense in die kerk van die Here groei nooit so en hy raak net vet. Want hy neem in wat dit wat mense vir hom sê, en dan kom sit hy om die heupe. Hy sê altyd dit sit hy om die heupe. Daai French fries kom sit hy om die heupe, so. Jy sien hierdie fast foods wat die mense so eet, hierdie geestelike fast foods, kom sit op jou heupe. Maar wanneer my dieet reg is, wanneer ek my verlustig in die woord van God, wanneer ek my verlustig in die lam eens geslag, as ek my verlustig vanmôre in die lewende water, kerk van die Here, dan kan ek reg kry vir die teenwoordigheid van God. There was a prescribed preparation plan for 12 months. Vir 12 maande moes hierdie vrouens 'n preparation tyd deurgaan. Die 12de vers sê, hy sê, now this virgin was time for them to go to the king, when she should have fulfilled 12 months, for so are the days of the purification fulfillment. 6 months while they are anointing themselves with myrrh. Vir 6 maande het hulle self anoint met myrrh. Nou myrrh, weet ons almal, en ons staan bekend met dit, dat het beeld eintlik dit wat Jesus gesuffer het aan die kruis van Golgotha. Myrrh beteken in die Bybel 'n desert season. Winds that's blowing. Moeilike tye, vuur, toetse. Dis wat myrrh voorstel. Jy sien, soms is dit nodig om iets te verloor, om te kan besef wat jy regtig gehad het. Is nodig baie keer
om deur die vuur van hierdie lewe te gaan, deur die trials van hierdie lewe te gaan, deur die toetse te gaan vanmôre kerk. In hierdie middeltyd moet ek partykeer deur hierdie bittertye gaan, wat nie maklik is nie, deur my woestyntye gaan. Because it's a preparation for the presence of God. It's a preparation to hear the voice of God. Jesus het self deur hierdie preparation tyd gegaan. Die Bybel sê nadat hy uit die water het opgestaan het, toe hy gedoop is, het die Gees op hom neergedaal in die vorm van 'n duif en die Gees van die Here het hom in die woestyn ingedryf. Sy middentyd was in die woestyn. Jy sien, nou maak dit sin, hoekom ek gesê het ons dieet moet reg wees. Want Jesus, elke keer wat die vyand hom aangeval het in die woestyn, wat het hy gesê? Daar staan geskrywe, He knew his Bible. Jy sien, baie keer wanneer ons deur moeilike tye in ons lewe gaan, deur woestyntye in ons lewe gaan, dan vou ons geloof gaan skipbreek, omdat ons nie die woord van God ken. Baie mense gaan ten gronde. Hy sê my volk gaan ten gronde weens die gebrek aan kennis. Wat se kennis? Van die woord van God. Jy sien, wanneer ek aan my moeilike tye is, wanneer dit met my moeilik gaan, wanneer die druk van in jou lewe te veel raak, dan kan ek vir die vyand sê, vyand, daar staan geskrywe, wat my dieet is reg. In my middentyd, daar gaan jy vanmôre deur in middentyd. Dis nie maklik nie, dis nie lekker nie. In the separation time, there's a middentime. Jy sien, wanneer ek deur hierdie moeilike tye gaan, wil ek nie oor wat ander mense sê nie. Want ander mense sê, ag, gaan raak wees. Hou gemoed, maar jy moet net geloof hê. Ag, kan maar wie weet waarvan praat. Jy moet net geloof hê, man, jy sal sien. Dan dink jy, ja, as ek wil jou eintlik net hier uit hê. Bly net stil vir 'n oomblik. Jy sien, dis hoekom ek die separation time. In my separation time gaan ek partykeer deur hierdie middentyd. En ek word deur hierdie middag skoongemaak, reggemaak, voorberei vir die teenwoordigheid van God. In jou middentyd. God roep vanmôre, man en 'n vrou vanmôre, dalk as jy in jou middentyd vanmôre. Ag, wie was hartseer? Ons gee altyd die duiwel die skuld. Maar dit gebeur mos nie. As daar iets gebeur, ja, jou duiwel het al nie te doen. Partykeer is ek net so besig om deur die toetsie te gaan. So 'n bietjie deur die smeltkroese te gaan, sodat ek aan die ander kant uitkom en kan blink, so suiwer gaan. Dalk is jou middentyd vanmôre nie so maklik nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, separation brings presence. Sien, is wanneer ek deur hierdie tye gaan, wat ek leer om God in die oë te kan kyk. Dis wanneer die tyd soos hierdie waar ek in my middentye is, wat ek leer om die stem van God na te luister. Dis in my middentyd wat ek ervaar hoe God my uplift, hoe hy my versterk. Nie wat mense vir my doen en hoe mense my versterk nie, maar hoe God my versterk. Vir 6 maande, sê die Bybel, moes hulle deur 'n middentyd gaan. As jy gaan kyk na die geskiedenis, dan sê hulle moes in die middag olie moes hulle gaan lê. Ek en jy moet partykeer net, wat doen ons in ons middentyd? Ons maak plannetjies. Ag, kom man, weet ek nie. In ons middentyd wil ons plannetjies maak, plan A tot plan Z.
net om by die middentyd uit te kom. Maar hierdie vrouens moes in die middag gaan lê en net gaan souk in die middag. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis tyd om hierdie tyd wat jy hier gaan raak, net te gaan rustig raak en die teenwoordigheid van God. Dan was daar 6 maande van balsem en speserye. Hier is 2 dinge wat gebeur volgens die geskiedenis. Hulle moes vir dae lank in hierdie balsem lê, sodat die balsemolie en die reuk van die speserye in hulle velle kon intrek. Sodat wanneer hulle daar uitkom, het hulle geblink van hierdie balsemolies en hulle die reuk van die speserye het hulle gedra oor ons waar hulle heen. Vir 6 maande. Jy sien, God roep ons vanmôre om net te kan sê, Here, ek wil in die olie van God se Heilige Gees kom lê. Ek wil in die salwing van God se Gees wil ek kom lê vanmôre. Want jy weet wat, ek maak baie keer hierdie voorstel vir mense. Het jy al gesien as jy 'n blikkie sardientjies vat? As jy daai sardientjies oopmaak en wil hom uithaal dan hy breek in hoeveel stukkies. Want hy sag gekom, hy het in die olie gelê. Jy sien, jy kan die hardste mens wees, die grootste ou bulldog wees en hierdie ou naam omspruit. Maar wanneer ek my gaan souk in die olie van God se Heilige Gees, dan raak ek sag. 'n sagte hart. Dis wat die Gees van die Here vir my bring. Jy sien, wanneer ek daar uitkom en ek in die olie gelê het en die speserye gelê, kan ek die wêreld ingaan en ek kan die reuk van Christus kan ek in die wêreld indra. Ek haas my. Dit gebeur net in 'n separation. Only when I'm separated. Jy sien wat gebeur? Soms so basic ding wat gebeur. Wanneer ek en jy in 'n drama in ons lewe is of mense kom ons te na, wat maak ons? Ander mense is soos jy al gesien hoe sien die klein Jack Russelltjies. Dan is daar so groot hond. Dan staan die Jack Russelltjie. Dan sê die groot, wow. Jy sien, baie mense is nog Jack Russelltjies wat die by jou staan. En dan neem jy die verkeerde besluit en jy byt iemand. Jy sien, maar wanneer ek geseparate is, dan sê jy separate van die Jack Russelltjies en van die bulldogs. Then I'm separated. And the only one who's with me is the Spirit of God. My guardian. En wanneer ek in die Gees se olie gaan lê, dan maak hy my sag. Want die woord sê, sagte woord keer die grimmigheid af. En wanneer ek dan daar buitekant in jou wêreld kom, onthou wat ek nou nog sê, separation is not isolation. Ek isoleer my nie self van mense nie. Ek separate my net. From what they say, how they operate, are separate. But when I'm separated, when you enter into any place, they will smell the fragrance of the Son of God. Jy sien, wanneer ek so afgesonder was, en ek in die olie en in die speserye gelê het, en ek sag is, en ek by 'n plek instap, verander die omgewing, die atmosfeer verander, en mense ruik die teenwoordigheid van God. Why? I've been separated. Separation brings presence. Maar baie keer gebeur met mense, hulle wil in 'n hardloop in die teenwoordigheid van God en hulle kruislys vir God kom gee en hulle kom sê dis wat ek soek en daar kom hulle uit. Maar kyk gou wat doen Ester. Dit was so gewees in die geskiedenis van hierdie tyd
wanneer hierdie vrouens reggemaak was, en was haar beurt om in te gaan by die koning, kon sy vir hierdie guardian, kon sy sê, ek soek juwele, ek soek die mooiste rok, ek soek dit en ek soek dit en sy kon enigiets vra, die dierste parfuum, enigiets wat haar hart begeer het, kon sy gekry het. En dan het haar gegee, want sy gaan nou in by die koning. Maar kyk vir Esther, kyk nou wat doen Esther. Vers 15 sê, when the third of Esther, the daughter of Abigail, the uncle of Mordecai, who had taken her as his daughter, came to go to the king. Luister, she required nothing but what Haggai, the guardian, has appointed her. She wanted nothing except what the guardian appointed her. Sy het net gesê, ek soek niks meer as wat U vir my gee nie. Jy sien, ons wil partykeer ander mense wees. Ons wil soos ander mense operate. Ons wil soos ander mense aantrek, en soos ander mense lyk. Maar hierdie vrou het gesê, ek wil nie soos die ander lyk nie. Ek wil nie soos die ander ryk nie. Ek wil nie soos die ander loop nie. Ek wil net die Heilige Gees wat U vir my gee. Dit wat U van my verlang, is al wat ek verlang. Dit wat U bereid is om vir my te gee, sal ek vang. Dit was my so kosbaar om ek lees. Sy kon soveel goed gekies het. Maar in nederigheid sê sy, net wat U wil vir my gee. Is dit die tyd van môre om weer te kan sê, Heilige Gees, dit wat U vir my wil gee. Hoe U my wil hê, hoe ek moet lyk vir U, hoe ek moet lyk vir U, dis al wat ek soek. Sy was tevrede gewees met wat die Gees van God vir haar gee. Onthou dat vergelyk die Guardian met die Gees van God. Ek sluit. Jy sien, wanneer ons daar op die regte manier gesepareerd is en die purification en die sanctification deurgegaan het en in die teenwoordigheid van die koning kom, dan is dit nie net vinnig in en vinnig uit nie. It's a permanent presence. We experience a permanent presence. Vers 18 sê, en die koning het 'n groot maaltyd aangerig vir al sy vorste en sy dienaars, die maaltyd van Esther. Dit was haar maaltyd. He prepared a table before my enemies. Was my so interessant om die skrif lees, dit is my so kosbaar dat God sê, ek berei vir jou tafel in die teenwoordigheid van jou teenstanders. Haar grootste teenstander, die ou wat haar gehaat het, Haman, word uitgenooi na die tafel toe, om te kom kyk, om te kom observeer, wat met Esther gebeur. Hierdie tafel was nie berei vir enigiemand anders nie. Die Bybel sê, it was the feast of Esther. Kan ek vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, wanneer ek geleer het, om te sê, ek is gesepareerd, gepurification neergegaan, sanctification neergegaan, en ek in die teenwoordigheid van God kom. Wanneer ek daar leef, waar God my wil hê, He will prepare a table for me in the presence of my enemies. I will have everything I need. Alles wat jy het, ek kom terug wat ek altyd sê, there is no lack of anything in the presence of God. God roep vanmôre die kerk van die Here Jesus na 'n tyd van separation. It's time for the church to go through the time of the separation. Kom ons sluit ons oë so.
you angry. Sometimes it gets around. Sometimes it throws you. Sometimes it takes a desert. Get on me, 'cause you love so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain. Oh, trust you and believe. So it's close into the back of my mind. So it's close now, so to see you. But we're staying in my house. When I put in the field, but it leaves the superstar. At least on this software on my own. Some scores in the back of my head. To be in the first time. Hierdie separation kan ek nie vir jou doen. Ek kan vanmôre vir jou die woord bring wat God op my hart kom sit het. Ek kan dit vanmôre vir jou gee soos wat die Here op my hart gesit het, maar ek kan nie vir jou vanmôre die keuse maak. Jy sien hierdie Ester was nie ingedwing in hierdie huis nie. Sy was nie gedwing deur soldate om hierdie separation te vat nie. Dit was haar keuse. Dit was haar keuse omdat sy die teenwoordigheid van die koning gesoek het. Sy was bereid om in die pad te stap van die separation, the purification and the sanctification, as long as she can get into the presence of the king. Ek kan nie vanmôre vir jou eers bid daaroor nie. Want dit is jou keuse. Dis ook nie vanmôre 'n ligtelike keuse nie. Want jy sien Ester kon nie halfpad en hierdie separation gesê, nou stel ek nie meer belang nie. Toe sy haar voet aan water sit en sy het die separation tyd ingegaan, toe sê sy, Here, no matter what, I need the presence of the King. As dit vanmôre jou begeerte is om te sê, Here, ek soek die teenwoordigheid van God, die tasbare teenwoordigheid van God. Ek wil die stem van God hoor. Ek wil in sy oë kyk. I want to feel the vapor upon his face and see the fire in his eyes. I want to feel his breath upon my cheeks. Then you need to say today, Lord, I'm willing for the separation time. God dwing niemand vanmôre, dit is jou keuse. Ek dwing jou nie vanmôre nie. Ek het net die woord gebring wat God op my hart kom sit het. Jy kan hier uitstap en jy kan sê, well, great. Ek sien nie kans nie. En dis fyn.
but you won't feel the tangible presence of God. Maar as jy vanmôre hier sit, en sê ek wil vanmôre sê, Here, ek wil die tree gee, to step into the separation time. Ek gaan nie uitnooi vorentoe, ek net jy moet op jou voete staan, daar waar jy sit, staan op jou voete. Ek sê weer, ek kan nie vir jou die keuse maak nie, ek kan nie vir jou dit bid vanmôre. Dis iets wat jy self vanmôre moet sê. Dis iets wat jy self moet vra vanmôre. Jy moet vanmôre sê, Here, kies my. You've called me by my name. You've written my name in the Lamb's Book of Life, Lord. Now I'm willing to step into the separation time. Because I need your presence. Terwyl die musiek so speel, so sag, wil ek nie daar waar jy staan net bid. Stel jouself vanmôre beskikbaar. Esther het haarself beskikbaar gestel vir die separation time. Stel jou beskikbaar vanmôre en sê, Here, no matter what, I need your presence. No matter the path I was going, no matter the mirror, maak nie saak die balsam en die speserye nie. I want to submit myself to the Holy Spirit. I want to humble myself in the presence of the Holy Spirit. Net waar jy staan, kerk. Vra dit vir die Here. Lord, take me to the separation. Ek wil net besef vanmôre, kerk, dit wat jy vra, is nie 'n maklike pad nie. Dit wat jy vra vanmôre is 'n eensame pad. Dit wat jy vra is môre 'n pad, waar jy gehaal gaan word, en een kant geskuif gaan word. Maar God vra vanmôre, is jy bereid? Are you willing to give the step in the right direction today?
Here, dit is 'n groot keuse wat ons vanmôre maak. Dis 'n groot besluit in ons lewe vanmôre om te sê, Here, ek is bereid om die separation time in te gaan. Die afgesonderdheid in te gaan, Here. Want ons soek die teenwoordigheid. As Lighuisgemeente vanmôre, Here, roep ons dat ons sê vanmôre, Here, maak nie saak wat nie. Ons is bereid om vanmôre die separation time in te gaan, Here, om vanmôre te kan sê, we need the presence of God, we seek the presence of God, we desire your presence, O God, with everything in us. Dat die Heilige Gees ons sal leer en sal lei na die waarheid in hierdie tyd, Here. En dat ons sal weet, ons gaan die teenwoordigheid kry, want jy is 'n waarmaker van die woord. Ek bid jy dat ons op vandag in die liefde en vrede vanmôre bring ons op die bestemde tyd hier by mekaar, Here. Ek bid dat die saam met ons sal gaan, Here. Ek bid dat die Gees van die Here die naprediker van hierdie woord sal wees, Here. En dat U met ons sal praat. Dat ons in hierdie tyd, Here, sal hoor wat U sê, doen wat U sê. In hierdie week wat ons ingaan, Here, vra ek dat die engele van ons bevel gee voor ons uit te trek. Ons agterhoede wees vir alle kante af te sluit, Here. En dan U kom die lof en die eer. En dan bid ek vir ons hart, ons dankie daarvoor. Amen, amen. Die Here seën, gaan in vrede, groete